en ons wil vanmôre eintlik om laag buig voor U, want U is God. En U is groot, die Here, en vanmôre het ons net 'n begeerte dat U ons sal aanraak vandag. En Here, daarom bid ek vanmôre dat U hierdie diens in U hande sal neem. Dat U met elkeen sal praat op U eie goddelike manier. Here, want ek weet dat U 'n afspraak met elkeen van ons het, ook vandag. En ons dank en ons eer U daarvoor in die kosbare naam van Jesus. Amen. Ons sê baie dankie aan ons voorsangers en orkes. Ons waardeer julle. Mag die Here julle seën vir wat julle doen. Nou, ek wil vanmôre met 'n tema met ons praat en ek wil vanmôre vra, wat is jou verwagting? Wat is jou verwagting vanoggend? Want ons lewe in 'n tyd op hierdie oomblik, en dis Vrouedag vandag, en hier's nie baie vroue vandag nie, want ek dink daar's so baie Vrouedagdienste, dat die mense al so baie dienste gehoor het, en daarom gaan ek ook nie vandag net praat oor met die vroue nie. Maar ek wil vir sê, ons leef in 'n tyd waar baie mense moedeloos geword het, en wanneer jy met hulle praat, sal jy woorde hoor soos, daar's geen hoop meer nie, dinge sal nooit regkom nie, my lewe is 'n gemors, waarom probeer ek nog? Niemand glo tog ek kan iets in die lewe bereik nie, ensovoorts, ensovoorts. Alles uitdinge wat mense maak, wat geen hoop of verwagting meer het nie. Nou, dis Vrouedag en Vroue Maand word gevier, maar soos ek gesê het, ek wil nie net vandag met ons vroue praat nie, maar met elke kind van God, en ek wil vandag vir u die vraag vra, wat is jou verwagting? Het jy nog 'n verwagting? En ek het bietjie gaan kyk, hoekom Vrouedag? En ek het bietjie gaan kyk rondom Vrouedag, en ek sien toe dat daar gesê word, Nasionale Vrouedag kom vandaan uit kragtige optog wat op 9 Augustus 1956 was, waar meer as 2000 vroue na die Uniegebou gestap het en geprotesteer het teen die paswette van die apartheidstelsel. En die Suid-Afrika het toe die dag in 1994 amptelik as 'n vakansiedag ingestel. En weet julle, toe ek hierdie goed lees, waar hulle sê die geskiedenis van 9 Augustus is, waar meer as 20.000 vroue van alle rasse hand aan hand gestaan het. Leiers soos Lillian Ngoni en Helen Joseph, Sophia Williams de Bruin en ander was aan die spits gewees. Vroue wat 'n petisie met duisende handtekeninge na die premierskantoor oorhandig het. En weet julle, toe ek dit lees, toe dink ek, 20.000 vroue, wat hand aan hand staan, ongeag ras of kleur, vir wat hulle glo. En dit het my laat dink, kan ons 20.000 vroue bymekaar kry, wat staan vir Jesus? Wat hand aan hand sal staan en sê, ons staan vir wat ons glo. En hulle word gesê dat hulle vir 30 minute in stilte gestaan het. En die betogers het 'n baie bekende lied gesing, Watins Abavasi, wat beteken, as jy 'n vrou slaan, slaan jy 'n rots. As jy 'n vrou slaan, slaan jy 'n rots. Vroue wat gestaan het vir wat hulle glo. Waarom dit saak maak? Dit herdenk die moed en die krag van vroue in die stryd van vryheid. En dit wys ook hoe eenheid oor rasgrense hierin 'n verskil gemaak het. En weet julle, vroue wat saam staan. En hy sê daar, as jy 'n vrou slaan, slaan jy 'n rots. Hierdie vrou het moed en krag gehad, en hulle het eenheid oor grense heen gehad. Sal dit nie wonderlik wees as ons, as kerk, as vroue, as mans en vroue, as Suid-Afrikaners, weer in eenheid kan opstaan vir Jesus Christus nie? Maar ek wil vanmôre vir u sê, ons moet een ding besef, as ons 'n twyfelagtige verwagting het, sal jy heel waarskynlik nie veel kry nie. Maar as jy besef wie jou God is, en in hom bly glo, op hom vertrou met jou hele hart, sal jy verbaas staan oor wat hy vir jou en vir ander kan doen. Weet wie jy in God is en hy in jou.
Want wanneer jy saai, moet jy geduldig wag op jou oes. Want dan alleen kan jy met dankbaarheid oes in elke area van jou lewe. So ek wil vir ons lees vanmôre baie bekende gedeelte in die woord van die Here in Johannes 4 vers 10 en 11. Dit gaan oor die Samaritaanse vrou. Hy sê hierso, Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het, wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, Here, u het nie eers 'n skepting nie, en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? Dan vers 14 en 15 sê Jesus vir haar, eintlik van 13 af, hy sê, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water, wat opspring tot die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. En dan 'n teksvers wat ek daarmee wil aansluit is Psalm 71 vers 5, waar hy sê, U is my verwagting, Here, Here, my vertroue van my jeug af. Nou ons lees hier in Johannes 4 van hierdie Samaritaanse vrou by die put. En ons lees ook van Jesus wat, omdat hy moeg was, sommer daar by die put gaan sit het, terwyl sy disippels na die stad gegaan het om kos te gaan koop. En 'n Samaritaanse vrou kom en sy kom skep water by die put en Jesus sê, gee vir my ook van hierdie water. Maar sy was baie verbaas dat Jesus, wat die Jood was, met haar 'n Samaritaanse vrou gepraat het, omdat hulle in daardie tyd, die Jode en die Samaritane, soos ons weet, glad nie met mekaar gemeenskap gehou het nie. Met ander woorde, hulle het nie eers met mekaar gepraat nie, hulle draaie om mekaar geloop, ten einde mekaar te vermy. Maar Jesus sê vir haar iets baie belangriks. Hy sê, as jy die gawe van God geken het, en geweet het wie hy is wat met jou spreek, sou jy vir hom gevra het, en hy sou vir jou die lewende water gegee het. Maar hierdie Samaritaanse vrou besef egter nie wat Jesus hiermee bedoel nie. En sy sê vir hom, Here, maar u dan nie eers 'n skepting nie, waarvan gaan u die water kry? En onthou, ons het in vers 6 gelees, dat Jesus was moeg, en daarom het hy by die put gaan sit. En hoekom sal hy dan nou 'n skepting saamdra? Veral nie na aanleiding van die skrif wat ons lees in Matteus 10 vers 8 tot 10 nie. Hy sê, maak siekes gesond, reinig melaatstes, wek dooies op, dryf duiwels uit, julle het dit verniet ontvang, en verniet moet julle dit gee. En dan sê hy verder, moenie vir julle goud of silwer, en koper in julle beurse aanskaf nie. Geen reissak vir die pad, of 2 kledingstukke, of skoene, of 'n stok nie, want die arbeider is sy voedsel werd. En dit maak het vir ons duidelik, hoekom sou Jesus 'n skepting saamgevat het. Maar Jesus sê vir hierdie vrou, elkeen wat van hierdie water, wat in hierdie put is drink, gaan weer dors kry. Hy sê, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Hy sê, want die water wat ek hom of haar sal gee, sal in hulle word 'n fontein, wat opspring tot in die ewige lewe. Nou, alhoewel die vrou gedink het, dat Jesus hier van fisiese water praat, het sy tog in haar harte begeerte gehad, met 'n verwagting, dat indien sy van hierdie water drink wat Jesus haar kan gee, gaan sy nooit weer dors kry nie. Want sy het aan die fisiese dors gedink. En ek wil vanmôre vir u sê, om 'n verwagting te hê, is om so swanger te wees. Daar's 'n wagtyd voor jy uiteindelik jou baba kry. Net so moet ons geduldig wag op die vervulling van God se beloftes. In afwagting wees vir wat hy gaan doen. Jy sien nie die resultate nie, maar jy vertrou op hom, omdat jy weet hy het 'n plan vir jou lewe. En dat sy tyd en sy plan, sy bloudrukplan vir jou lewe, die beste is. Want God bly getrou, en as ons net kan leer om geduldig te wag, totdat hy doen wat hy in sy bloudrukplan vir jou bestem het, dan gaan alles die moeite werd wees. En al verstaan hierdie vrou by die put,
nie werklik alles wat Jesus spreek nie. Hy spreek sy met hom tog uit haar begeerte en sy sê vir my, Here, gee vir my van hierdie water. Gee vir my van hierdie water. Sy dors daarna. En jy weet, so moet ons ook wees. Ons moet 'n begeerte hê dat die Here deur sy Heilige Gees ons sal wederbaar en so ook die Heilige Gees die lewende water in ons lewe en ons binneste sal uitsorg. Want sonder die Heilige Gees kan ons vir die Here niks doen nie. As ons nie sy Gees het nie, as ons nie hom vertrou vir die leiding van sy Gees nie, kan ons vir hom niks doen nie. Met ander woorde, ons moet 'n begeerte hê, eerstens, maar jy moet ook 'n verwagting hê, dat jy dit sal ontvang. Soos die swanger vrou wat in afwagting is op die koms van haar baba, so moet ons ook verwag, dat die Here vir ons sal deurkom op die regte tyd. En weet julle, ek is een van daai ongeduldige mense, ek sê altyd, as ek bid, wil ek dit sommer dadelik hê. Ek wil dit sommer dadelik hê, maar die Here werk nie altyd so nie. En ek het in my lewe al gesien, God ken jou diepste begeerte. Hy ken jou begeertes, hy ken jou behoeftes. Ek kan so getuig daarvan in my eie lewe, hoe die Here vir my deurkom, hoe die Here vir my onderneem. My kinders sit in Zambië en ek het so begeerte om by hulle uit te kom. Ek was Februarie laas daar en ek verlang so na my kinders. En nou die dag toe 'n vriendin van my wat sy dogter in Australië is, stuur sy vir my 'n WhatsApp boodskap. Sy sê, Tannie, ek en Sarel wil Tannie bless, dat Tannie bietjie vir Tannie se kinders kan gaan kuier. En hulle betaal vir my geldjie in, en ek sê, Here, dankie, dis darm amper genoeg, nou kan ek so bietjie bysit, dan kan ek vir my kinders gaan kuier. So 'n week later kry ek weer 'n boodskap, Tannie, ons het vir Tannie nog 'n geldjie inbetaal, nou Tannie genoeg. En weet julle, ek het met niemand daaroor gepraat nie, maar die Here is so getrou. Hy ken jou begeertes, hy weet wat jy nodig het. Hy sê in sy woord, nog voordat jy woord op jou tong het, dan weet hy dit te goed. So ons moet leer om hom te vertrou. En daarom sê die Here Jesus, hy deel met haar, hy sê, wat daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek mense wat hom so aanbid. Bid en vertrou die Here. Vertrou hom dat hy jou huwelik sal herstel. Vertrou die Here dat hy jou sal genees, dat hy jou kind se siel sal red, dat hy 'n deurbraak vir jou sal gee in jou finansies, jou werksituasie en vir jou bediening. Want die Here het goeie gedagtes vir jou. Hy sê dit tog vir ons in die woord, daar in Jeremia 29 vers 11. Hy sê, want ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande julle koester. Gedagtes, hy sê daar, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Maar weet julle wat vir my tragies en verstommend is die feit dat hierdie Samaritaanse vrou die voorreg het om hier met Jesus self te gesels en met hom te praat, en hy bied boonop vir haar die lewende water aan. Maar wat doen sy? Sy verwag nog die Messias wat gaan kom. En baie keer is dit so, dat ons verwag nog die Messias wat moet kom, maar Jesus sê vir haar, hy sê, dis ek wat met jou spreek. En weet julle, dit het my laat dink, geliefdes, hoeveel keer het die Here nie dalk met my en met jou gepraat, en dan wag ons steeds weke, maande, selfs jare, om sy stem te hoor nie. En dit het my laat vra, het ons nie dalk geestelik doof geword nie. Het ons nie dalk geestelik doof geword, omdat ons te veel fokus op ons probleme nie. Ons kyk vas na hierdie berg voor ons, in plaas van om ons oë op Jesus te hou, en vir hom te sê, Here, my vertroue is op U. Want as jy kan nie 'n verwagting hê as jy die Here nie vertrou nie, as jy nie glo nie, as jy nie hoop nie, en as jy nie weet dat jy weet dat die Here vir jou gaan deurkom nie. Maar dan lees ons dat hierdie vrou haar waterkan laat staan. Sy laat staan haar waterkan. En sy gaan sê vir die mense in die stad die volgende woorde. Sy sê, kom kyk, 'n man wat my alles van my vertel het, wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Sy is opgewonde. En weet julle, hierdie vrou het skielik 'n verwagting in haar hart. Is hy nie miskien die Christus nie? En saam met die verwagting is daar hoop in haar hart. Ek gaan dalk nooit weer dors kry nie,
Want hy het gesê, hy gaan vir my die lewende water gee. En jy weet, dis my gebed vanmôre, dat ons ook weer daardie hoop in ons harte sal terugkry. Hoop vir die toekoms, hoop en 'n afwagting, dat Jesus iets nuuts gaan doen, iets nuuts vir my in my eie lewe, in my bediening, in my huwelik, in my kinders se lewe, vir Suid-Afrika, vir my as vrou, dat hy weer vir my iets nuuts gaan doen. Want hier word die Samaritaanse vrou inderwaarheid 'n evangelis. Sy gaan vertel vir hulle van Jesus. En die vrug van haar getuienis, wat sy vir hulle gaan vertel, het lees ons in vers 39. Hy sê, en baie Samaritane uit daardie stad het in hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Julle, dit het tyd geword, dat ons as vroue weer sal opstaan, en ons as mans weer sal opstaan, en begin getuig oor hoe goed God is, en te gaan vertel wat hy vir ons doen. Weet julle, ons aanvaar alles as vanselfsprekend. Maar die feit dat ons vanmôre hier is, dat ons kan asemhaal, dat ons gaan opstaan vanmôre, is genade uit God se hand. Ons vroue en almal van ons moet weer in opgewondenheid uitgaan en gaan vertel dat Jesus red, dat hy doop met sy gees. Ons getuienis het stil geword, en baie keer word gesê, jou getuienis, jou lewe, is dalk die enigste Bybel wat mense daar buite lees. En as jy kan vertel dat Jesus red, dat hy doop met sy gees, mense daardeur bereik. En tog gebeur hier 'n wonderlike ding in hierdie gedeelte daar in vers 42. Kom die Samaritane, hulle sê, ons glo nie meer op grond wat jy gesê het nie. Want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Is dit nie wonderlik nie? Hierdie vrou gaan verkondig indirek die evangelie aan die Samaritane. Hulle hoor dit, hulle aanvaar Jesus en hulle erken dat hy Christus, die saligmaker is. Weereens vir my 'n bewys dat die Jesus enige een van ons, man, vrou, kind, jong mens, enige een kan en wil gebruik, maak nie saak wie jy is nie. Hy kan jou gebruik om die goeie nuus te gaan uitdra aan mense daar buite wat hom nie ken nie. En daarom wil ek weer vanmôre vra, wat is jou verwagting? Want indien ek nie meer opgewonde kan raak oor ons toekoms, ons verhoudings, ons huwelik en oor Jesus nie, kan ons nie hoop bring vir 'n hopelose en 'n wanhoopige wêreld en 'n verlore gaande wêreld daar buite nie. Want ons Here Jesus is ons hoop. En ons as sy kinders moet weer begin opgewonde raak oor Jesus en wat hy vir ons en vir ander kan doen en gaan doen. Ons moet weer glo, hoop en verwag dat hy iets nuuts gaan doen, want hy sê tog in sy woord, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Sal julle dit nie sien nie? Hy sal uitspruit, sê hy. En hy wil vir jou iets nuuts doen. As jy voel jy het gestagneer, as jy voel maar, ag ek slaap maar en ek staan maar op, en ek slaap maar en ek staan maar op. Daar's niks opwindends in my lewe nie. Begin weer opgewonde raak oor Jesus. Begin opgewonde raak oor hom, want die woord sê, ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Baie keer verlaat ons eerste liefde. En dan is daar 'n gedeelte in die woord wat ek net so gaan vlugtig noem, wat julle almal ken van ou Saggeus daar in Lukas 18. Ons lees daar hoe die mense deur die strate van Jerusalem stap na Jerusalem. Hoe hulle stap in afwagting na Jerusalem toe. Almal in afwagting, opgewondenheid, want hulle wil vir Jesus sien. En dit het laat my dink aan hierdie 2000 vroue wat opgewonde was en op pad was in die gebou toe, om hulle saak te gaan stel. En die woord sê vir ons dan in vers 35, hy sê dit was 'n skare van mense. Nou julle 20.000 vroue by mekaar, of 'n hele klomp mense wat Jesus so volg, dit moet 'n gesig wees. Ek sê altyd, ek wens so kon tussen daai mense wees. Om net daai opgewondenheid, ons gaan hom sien. Maar Saggeus was ook net so opgewonde om by Jesus uit te kom. Maar weens die skare kon ou Saggeus nie vir Jesus sien nie, omdat hy klein van persoon was, postuur was, sê die woord vir ons. Maar Saggeus se begeerte
om Jesus te sien was egter so groot, dat hierdie klein mannetjie hom laat afskrik het, deur hierdie skare nie. En hy het vooruit gehardloop, hy het na die willevyeboom gaan klim, sodat hy hom kon sien, want hy het nie net gehoop nie. Hy het geglo en eintlik geweet, met 'n afwagting in sy hart, hy gaan vir Jesus sien hier uit die boom uit. Want Jesus sê die woord, moes daar langs verbygaan. Nou as jy al in Israel was, dan sal jy weet, ek was daar, hulle wys waar die boom is, waar hulle beweer, waar Jesus verbygegaan het. En dit is so met 'n T-aansluiting, jy kom aan afgeloop en jy loop vas waar die boom is. So Jesus moes daar verbykom, hy moes dan daar regs of links draai, hoe dit ook al sê. En daarom sien ons verder, dat Saggeus sit hier bo in die boom, met die afwagting, ek gaan vir Jesus vandag sien, en hy wag daar. En later sien ons dat Jesus wel by hierdie boom verbyloop, waar Saggeus in afwagting daar sit en wag, in die hoop om hom te sien. Ander mense het draaie om Saggeus geloop, want hy was die tollenaar, hy was die ou wat hulle geld wou vat. So hulle draaie om hom geloop, maar nie Jesus nie. Jesus soek vir Saggeus op, want die alwetende het geweet van Saggeus wat daar bo in die boom sit. En ek wil vir julle sê, net soos wat Jesus geweet het van Saggeus wat bo in die boom sit, so weet die Jesus vanmôre van jou. Hy weet van jou probleem. Hy weet hoe jy wag op 'n antwoord vir gebed. Hy weet hoe jy wag vir 'n deurbraak in jou lewe. Maar ons moet leer om sensitief te wees, geduldig te wag. Ek kry verlede week, stuur iemand vir my 'n video, waar 'n Engelse video, waar iemand praat, 'n man praat, en hy sê, hoekom kyk jy vas teen mense in jou probleme? Hoekom is jou hoop op mense? Hy sê, dis God wat vir jou veg. Jy moet jou oë op Jesus hou, en hom vertrou. En toe ek dit lees, toe kom hier in my gees en my gedagtes, dink ek dadelik aan my skoonseun. Toe weet ek, maar ek moet dit vir hom stuur, en ek stuur dit vir hom. Nou, hy is eintlik een van daai ouens wat sal sê, wil hulle nou weer vir my preek, maar jy weet, as die Here met jou praat, dan doen jy wat die Here sê. En na so rukkie toe stuur hy vir my 'n voice boodskap terug, toe sê hy, ma, baie dankie vir die boodskap. Hy sê, ek het dit vanmôre so nodig gehad. Hy sê, want dinge gaan nie soos dit moet gaan by die werk nie. My baas doen nie wat hulle sê nie, maar dankie vir hierdie boodskap, want ek weet, ek moet nie na hulle kyk nie, ek moet nie na my probleem kyk nie, ek moet my oë op Jesus hou. So ons moet leer om sensitief te wees en vir die Here te vra wat ons moet doen. Maar Jesus wat die alwetende is, gaan staan onder hierdie boom stil, en hy kyk op in die boom, en hy sê, Saggeus, maak gou, klim gou af, want ek moet vandag by jou gaan bly aan huis. Ek moet. Julle weet, Jesus het 'n goddelike afspraak met Saggeus gehad. Hy het geweet Saggeus gaan daar in die boom wees. Hy het geweet. En Saggeus sê die woord, het vinnig, hastig afgeklim en saam met Jesus gegaan. En ek wil vir sê, dit wat vir Saggeus 'n verleentheid was, die feit dat hy klein was, klein ou mannetjie, was vir hom 'n verleentheid, maar vir God was dit 'n geleentheid. Dit wat vir jou as vrou of vir jou as man vanoggend 'n verleentheid is God se geleentheid. Vraag is egter, het en ek vanmôre nog 'n verwagting dat hy vir my in my situasie iets kan doen? Glo ons dit met 'n hart vol geloof en verwag ons dit soos 'n swanger vrou wat wag op die geboorte van haar baba? Saggeus het 'n begeerte gehad, maar meer nog, hy het 'n verwagting gehad om Jesus te sien. En weet julle, Jesus gee vir hom ver meer as wat hy voorgevra het. Daai dag het daar vir Saggeus redding gekom. Redding gekom, die begeerte in sy hart om Jesus te sien, het die Here raak gesien, en hy gee vir hom ver meer as wat hy bid of vra. En dan lees ons verder ook in Lukas 18, van vers 35 af, ek gaan dit nie lees nie, maar lees ons van die blinde man van Jerigo, wat ook daar langs die pad sit in Betel. Hy probeer Jesus se aandag trek deur te roep
En sy sê, Jesus, seun van Dawid, wees my genadig, barmhartig, wat beteken genadig. En maar die mense bestraf hom, hulle sê vir hom, bly stil, jy raas. Maar hierdie man het 'n begeerte in sy hart. Ek wil so graag sien. Ek wil so graag sien. En hy het al harder geskreeu, Here, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En julle weet, wat vir my wonderlik is dat Jesus is nie afhanklik van mense nie. Hy is nie afhanklik van mense nie. Hy steur hom nie aan mense wat soos hierdie mense hom, die blinde man van hom probeer weghou nie. Hy steur hom nie aan die feit dat mense dink jy's onbevoeg nie, jy's nie goed genoeg nie. Nee, want Jesus is nie afhanklik van mense nie. Hy maak tyd vir die wat hom nodig het. Hy maak tyd vir die wat op hom wag in die geloof. Daarom gee hy ook aandag aan hierdie blinde man en hy hoor sy geroep en die woord sê hy het gaan stil staan en hy het gesê, bring hom na my toe. En hulle het hom gebring en toe hy by Jesus kom, toe sê Jesus vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Wat is jou behoefte vanoggend? Wat wil jy vanoggend hê, moet die Here vir jou doen? En hy antwoord die Here Jesus as volg, hy sê, dat ek mag sien. Nie Here, ek wil sien nie, hy sê, Here, dat ek mag sien. Met ander woorde, Here, as dit U wil is, mag ek nie asseblief ook sien nie. En Jesus sê vir hom, ja, sien, want jou geloof het jou gered. Jesus sien sy behoefte, hy sien sy geloof, hy sien die afwagting in hierdie man se oë. Al kan hy nie sien nie, dis 'n dowwe oë wat voor hom kyk. Maar Jesus sê vir hom, sien, jou geloof het jou gered. En ek wil vandag vir elke vrou sê, vir elke man wat hier is, die Here sien jou, wat meer is, hy hoor elke woord wat jy in gebed spreek. Ook dit wat jy in jou hart koester, of in stilte op jou knieë, of voor jou aangesig daar voor die Here, voor hom uitstort, daar waar jy bid vir jou huwelik, vir jou man, vir die redding van jou kinders, so luister hy ook na elke man, elke jong mens, elke kind se gebed. En ek wil vanmôre net hê, ons moet hier op hierdie stadium van die boodskap net kyk na so 'n paar vroue, en ek gaan nie baie oor hulle sê nie, maar ek wil hê, u as vrou moet vanmôre vir jouself sê, is hierdie vrou dalk ek? Is ek dalk Hanna, wat 'n vrou was, wat 'n bewys was dat die Here elke gebed en elke uitroep hoor? Is ek dalk so 'n vrou? Is ek dalk Martha, die besige bytjie, wat baie besig is, en die woord sê vir ontrus is oor baie dinge, want ons vrouens is mos emosionele wesens, ons emosies loop oor. Of is ons Maria, die vrou wat die goeie uitgekies het, en dit was om by Jesus se voete te sit. Sy het hom eerste gestel in haar lewe. Of is jy dalk vandag 'n Sarah, wat gelag het toe die Here vir jou sê, dat sy sal swanger word op 'n hoë ouderdom. Sy het haar eie plannetjies gemaak. Maak ons nie op partykeer ons eie plannetjies nie. Ons vra vir die Here iets, maar dan maak ons tog ons eie plannetjies, en ons doen tog wat ons self wil. Of is jy dalk 'n Ragab wat in God geglo het? Elia, is jy dalk Elia, die vrou met die dowwe oë? Die vrou wat niemand raak sien nie. Wat dink, ag, sy is onbenullig. Is jy dalk Lot se vrou, wat aan jou verlede vashou? Wil ek vanmôre vir jou sê, laat dit gaan. Laat dit gaan, los die verlede, want die Here wil vir jou toekoms gee, nuwe verwagting, want hy het drome vir jou lewe. Of is jy dalk 'n Jogabed, die vrou wat 'n plan gemaak het? Of is jy dalk vanmôre 'n Deborah, 'n profetes, 'n leier, 'n regter, 'n soldaat, 'n digteres, en wat deur die volk as 'n leier erken is? Sy het ook in God geglo. Of is jy dalk vanmôre 'n Maria, 'n doodgewone vrou, wat gekies was om moeder van Jesus te wees? En ek wil vanmôre vir jou sê, al sit jy vanmôre hier as 'n doodgewone vrou, en jy dink niemand sien jou raak vanmôre, en jy wil ek vir jou sê, God sien jou raak. Hy het 'n plan en 'n doel vir jou lewe,
En maak nie saak nie, ek het nou die dag so iets moois gesien, wat iemand opgesit het, wat hulle sê, to clean the church is also a calling. Al moet jy die kerk skoonmaak, as dit jou roeping, jou bediening is waarvoor God jou geroep het, dan doen jy dit asof jy dit vir hom doen. Of is jy dalk vanoggend 'n spreuke vrou? 'n vrou wat die Here vrees, sê die woord, moet geprys word. En die Bybel in praktyk sê dit vir my so mooi. Hy sê, haar krag, die spreuke vrou, en waardigheid kom nie van verstommende dinge wat sy bereik het nie, maar is die gevolg van haar toewyding aan God. Julle, dit help nie om groot dinge te doen, en deur mense raak te gesien te word nie, maar jou God skuif jy op die agtergrond nie. Doen jy wat God wil hê jy moet doen, en hy sal jou daarvoor eer. En moet nooit dink dit wat jy doen is te gering nie, want die Here het jou met 'n plan en 'n doel op hierdie aarde gesit, as vrou, as man, om te doen wat hy wil hê jy moet doen. En daar in Psalm 62 vers 6 en 9 lees ons die volgende, waar ou Dawid sê, wees maar net stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. Met ander woorde, al is jy onrustig in jou hart, ons almal het dinge wat ons bekommer, ons almal kry probleme, en al is jy onrustig in jou binneste, sê dan vir jouself, wees stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. Al sien ek nie lig nie, al voel het of ek in 'n lang donker gang staan en ek weet nie wat ek kan doen nie, dan sê jy nog steeds, my God gaan my nie in die steek laat nie, want hy sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hy sê, as ek hom aanroep in die dag van benoudheid, sal hy my uithelp en ek moet hom eer. So ons moet leer om God te vertrou, en hy sê daar in die volgende gedeelte vers 9, hy sê, vertrou op hom altyd o volk, stol dit julle harte uit voor sy aangesig, want hy is ons toevlug, God is ons toevlug. Maak nie vanmôre saak waarmee jy worstel nie, of wat jou stryd is nie, wil ek vir u vanmôre sê, vertrou op die Here, stort jou hart uit voor sy aangesig in gebed, daar waar niemand jou sien nie, waar jy maar in stilte huil, stort jou hart uit, want die Here is daar, hy hoor jou en hy sien jou. Nou, hoekom kan ons dit doen? Hoekom kan ons na hom toe gaan en ons harte voor hom uitstort? Omdat ek in hom glo. My vertroue is in hom, my hoop is op hom en my verwagting is op hom, want daar's niemand soos hy nie. Hy kan doen ver bo wat ons bid of vra. Moenie bly terugkyk na die verlede se foute en se seer nie, want Lot se vrou het teruggekyk en wat het met haar gebeur? Sy het 'n soutpilaar geword. So moenie vashak in die verlede as die Here sê, ek gaan iets nuuts doen nie. Ek wil vir jou iets nuuts doen nie. Want ou Paulus sê dit so mooi in Filippense 3 vers 14. Hy sê, ek vergeet die goed wat agter my is. En ek strek my uit wat na voor is en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Nou miskien voel dit vir jou of jy nie goed genoeg is nie. Dit voel miskien vir jou, jy word nie waardeer nie, niemand sien jou raak nie, maar hierdie skrif is baie duidelik, hy sê, ek jaag na die doel om die prys te verkry wat daar in Christus Jesus is. Jy het nie loon op die aarde nodig nie, want ons loon is nie by mense nie, maar by God en by hom alleen, want hy is getrou en hy is ons bron. As ons dit net kan besef, ons bron is nie jou baas nie, wat vir jou verhoging moet gee nie. Jou bron is nie mense nie, maar God ken jou begeerte. Hy weet wat jy nodig het, en hy sal vir jou ver bo jou verwagting, sal hy vir jou voorsien. Paulus het 'n verwagting gehad, omdat sy hoop in Jesus Christus was. In Filippense 1 vers 21 sê hy sê, want vir my is die lewe Christus. Hy sê, die sterwe is 'n wins. Hy sê, as ek sterf, dan is dit vir my 'n wins. Ek gaan nie daaroor bekommer nie, want my lewe is in Christus. En in Psalm 71 vers 5 sê hy, want U is my verwagting, Here, Here, my vertroue van my jeug af. Julle, stel jou vertroue in Jesus, jou verwagting in hom, en hy sal vir jou deurkom, want hoopvolle mense is mense oor wie se lewe hoop altyd helder skyn met dankbaarheid.
Ons God daag ons as sy kinders uit om te hoop. Hy verwag ook van ons as sy kinders om 'n lewende advertensie van hoop tussen ander mense te wees. 'n Voorbeeld van hoop vir die wêreld daar buite te wees. Want wanneer u en ek op die stem van die Here ingestel is, op sy gees ingestel is, en nou lettend daarna luister, dan sal jy altyd hoop hê. Al voel dit vir jou, daar's nie hoop nie, sal jy sê, ek weet nie hoe nie. Here, surprise my. Here, ek weet nie hoe gaan hy dit doen nie, maar ek weet hy gaan. Here, ek wag, ek is opgewonde, ek kan nie wag om te sien hoe hierdie saak vir my gaan beredder nie. Maar hy sal, as jy op hom vertrou. Ons kan nie hoop op ons lewens hê, indien dit nie voortkom en gebou is op die beloftes van die woord van die Here nie. Verwag sy plan in vervulling in jou lewe, want hy het 'n blauwdrukplan vir jou lewe. Hoe meer jy met God se woord kommunikeer, spandeer, of by sy beloftes inskakel, connect met sy beloftes, oor hoe meer hoop sal jy hê. So jy moet heeltyd die beloftes van die woord van die Here Jesus, moet jy jou eie maak. Jy moet sê, Here, ek staan op die belofte, want hy sê, staan op my, jy mag. Hy sê, julle wat my herinner aan my beloftes, moenie rus nie. Hou aan om hom daaraan te herinner. Met ander woorde, ons moet sy beloftes ons eie maak en hom daaraan herinner. Maar die teenoorgestelde is net so waar. Wanneer jy die woord van die Here afskeep, sal die maat van hoop ook minder wees in jou lewe. Ons hartsbegeertes moet wees, Here, maak my 'n lewende demonstrasie van hoop. Here, dat ek, as ek by mense is wat moedeloos is, dat ek hulle hoop kan gee. En julle, party mense kan vir jou aftrek. Ek het 2 weke agter die rug met 'n vriendin wat vreeslik probleme het, wat ek bygestaan het, en weet julle, ek was nadend gevoel, ek gaan nou na gat gaan, dan sê ek van my, weet jy, hou jou oë op die Here, kyk na die oplossing, Jesus Christus, moenie na jou probleem kyk nie, want Kolossense 1:23, die nuwe vertaling sê, maar dan moet julle vas en sterk staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Ons het Jesus Christus aangeneem. Hy is ons hoop. Hy is ons hoop vir elke dag. En dan wanneer die storms in ons lewens losbreek, en dit gebeur, dat ons belangrikste verbinding met hoop deursny kan word, dan dryf ons naderhand weg, maar dan begin ons moedeloos raak. Nou, hoeveel keer het u en ek nie ook al platgeslaan gevoel in ons eie lewe nie? En daar in Psalm 39 beskryf hoe dit vir ons, hoe lewenssmart en lewenslaste ook byna daartoe bygedra het, dat ou Dawid van sy hoop af losgeruk was. Daarom kom ou Dawid daar in vers 8, en hy sê, en nou wat verwag ek, o Here? Met ander woorde wat Dawid eintlik hier vra, Here, is daar nog hoop vir my? Is daar nog hoop vir my? Here, gaan ek ooit deur hierdie situasie kom? Maar dan kom ou Dawid my antwoord om sommer self in daai skrifgedeelte, en hy sê, Here, my hoop is op U. Here, niemand anders kan my help nie. As U my nie nou help nie, weet ek nie wat ek gaan doen nie. Ja, sê hy, ek het gesê, my roem het vergaan en my hoop is op die Here. So hy het bly staan en gesê, my hoop is op die Here. In Spreuke 10:28 sê dit vir ons so mooi, hy sê, die verwagting van die regverdiges is vreugde, maar die hoop van die goddelose vergaan. Hulle vergaan, maar ons, wat kinders van God is, regverdig is, ons hoop is vreugde, want ons weet, daar gaan eendag hierna 'n ewige lewe wees, wat hy vir ons beloof het. En in Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Moenie ontsteld wees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ja, ek ondersteun jou met my reddende regterhand. En dit is my so wonderlik, want wanneer 'n mens nou regtig voel, jy dinge raak te veel, dan kom die Here deur sy gees, en hy lig jou op, en hy vat jou. En ek wil vanmôre vir u sê, God vra nie jou perfeksie nie. Hy vra nie 'n perfekte mens vanoggend nie. Hy vra net dat jy na hom toe sal kom en dat jy hom sal vertrou. Want sy krag word juis in ons swakheid
volbring en sigbaar. Soos wat dit staan in 2 Korintiërs 12 vers 9, hy sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Dan wanneer jy voel jy swak, dis wanneer die Here se arms onder jou, die Gees insit, om jou op te lig, sodat jy weer kan aangaan, en weer hom kan vertrou. En ek wil vir u sê, jy hoef nie alles alleen te dra nie. Sy genade is genoeg vir elke vrou, elke man, elke jong mens, elke kind. Maar hy sê, kom, sit jou laste, en sit jou probleme by my voete neer vandag, en ek sal dit vir jou lig maak. En dan hy sê daar, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. En ek is die een wat vir jou rus sal gee. Die Here wil nie hê dat ons van ons geloof losgeruk moet word nie. Ons moet juis in die stormagtige tye in ons lewe, moet ons vas en sterk staan in die geloof. As ons egter nie gedurig ons geloof voed nie, dan sal dit nie moontlik wees nie. Jy moet jou geloof voed, jy moet in God se woord bly. En hy sê daar, as jy dit ten minste gegrond en vas bly in die geloof, en jylle nie laat afbring, sê hy daar in Kolossense 1:23, van die hoop van die evangelie nie, wat jylle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mensdom nie, waarvan ek, Paulus, 'n bedienaar geword het. Met ander woorde, ons as kinders van God, het die hoop gekry. Hy het vir ons hoop gegee, hy het vir ons 'n belofte gegee, dat hy ons nooit alleen sal laat nie. En om losmakend aan hoop gekoppel te wees en onbeweeglik op hoog standpunt neem is slegs moontlik wanneer jy styf vashou aan Jesus Christus en sy woord en sy beloftes. Want Paulus herinner die Korintiërs daaraan dat ons 'n vaste hoop moet hê in 2 Korintiërs 1 vers 7. Hy sê, en ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. Want 'n kind van God se hoop behoort nie in mekaar te tuimel elke keer as daar 'n storm kom of dis die druk groot word nie. Want dit gee nie meer onder sekere omstandighede nie. Dit verkrummel of dit verdwyn nie in krisistye nie, want jy bly jou oë op Jesus hou. Ons hoop in Christus is hoop wat standhou, wat aanhou, wat uithou en wat volhou, want dit is 'n blywende hoop. Nou wat beteken dit om hoopvol te wees? Om hoopvol te wees beteken dat jou geestelike gestalte as gevolg daarvan sal uitstaan. Mense sal kan sien jy is 'n hoopvolle persoon met 'n verwagting. Want as jy sê jy's kind van God en jy loop heeldag met sulke hangskouers, ja, en as iemand vir jou vra, gaan dit, ag, ons kyk maar noord en gaan voort. Nee, jy sê vir ek hou my oë op Jesus. Ek weet hy gaan vir my deurkom, want daar's soveel beloftes in God se woord wat ons hoop gee. Daarom is dit belangrik om gereeld tyd te spandeer met sy woord, want as gevolg van jou omgang met die woord, sal jy standvastigheid kry. Jy moet die beloftes van God jou eie maak. Jy moet dit doen. Jy moet elke dag vir jou sê, dankie Here, dat u woord sê, as ek u aanroep, sal u my uithelp en ek met u eer. Al daai beloftes in sy woord. Want Filippense 4 vers 7 sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal in julle harte, julle sinne bewaar in Christus Jesus. Ons kan nie ons hoop op mense bou nie. Julle mense stel te leer. Mense is feilbaar. Daar's net een standhoudende basis waarop jy jou hoop moet bou, en dit is op God. Hoop op God, wat op God gebou is blywend. Hoop op hom het verrykende gevolge. Hy moet die bron van jou hoop wees, die enigste fondament van ons hoop. En daarom sê hy vir ons in Hebreërs 10 vers 23, hy sê, laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou en hy sal doen wat hy beloof het. Hy sal jou nie alleen los nie. In Grieks beteken die woord hoop kataseo, styf vashou. Met ander woorde, dis soos 'n cricket, ou wat kol, wat daai cricketkolf styf vashou. Dis met beslisheid en dis hoe ons aan ons geloof en hom moet vashou. Wanneer omstandighede jou daartoe wil
dwing, dat jy jou hoop wil laat vaar, onthou God is by jou, hy is ook in jou storm. Hy is in jou storm. Wanneer 'n mens wanhoopig is en dit voel of jy alle hoop verloor het, soek jy iets om aan vas te hou. En dis hoekom baie mense dikwels goed buite God soek om aan vas te hou. Maar as kind van God het ons daardie hoop in hom. 1 Korintiërs 13 vers 13 sê, en nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3. Hy sê, maar die grootste daarvan is die liefde. Nou liefde is die mees uitnemendste gawe van die Heilige Gees wat aan ons as sy kinders gegee is. En sonder hierdie liefdesgawe verloor die beoefening van ander gawes hulle waarde. Hoop is onuitwisbaar en voortdurend die besitting van 'n kind van God. En die teoloog William Barclay het dit so mooi geskryf in sy brief aan die Romeine daar, Letter to the Romans. Hy sê, when a man's hope is in God, it cannot turn into dust and ashes. When a man's hope is in God, it cannot be disappointed. When a man's hope is in the love of God, it can never be an illusion. For God is loving us with an everlasting love, which is backed by the everlasting power. So dit word deur sy krag in ons stand gehou. En wat belangrik is dat Dawid in gesprek met God was toe hy moedeloos was. Hy het gebid. En weet julle wat doen ons? As ons in 'n situasie van probleme is, dan draai ons rug op die Here. Dan wil ons weg van hom af beweeg, in plaas van om na hom te hardloop. Maar Dawid het daar in vers 8 wat ons nou gelees het, sê hy vir die Here, hy sê, Here, U is my enigste hoop. Here, ek weet, niemand kan my help nie. Want weet jy wat, Dawid kon sy hoop op sy besondere afkoms gevestig het, want hy was die seun van Isaia, uitverkore bloedlyn, waaruit die Messias later gebore is. Daar is soveel dinge waarop hy sy hoop kon vestig, sy vriende, sy loyale ondersteuning, op sy vriend Jonathan, maar toe 'n volskaalse ramp Dawid tref, ontdek hy dat slegs een standhoudende en betroubare hoop is wat hy het, en dat dit die Here is wat sy enigste hoop is, en daarom sê hy, Here, U is my hoop, U is my verwagting. Romeine 8:25 sê, maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. So as jy op iets hoop wat jy nie sien nie, dan wag jy daar met volharding. Dit is wat 'n verwagting is. Om 'n verwagting te hê, is om al sien jy dit nie. En dis wat geloof ook is. Hy sê ons glo die dinge wat ons nie sien nie, asof dit reeds bestaan. Romeine 12:12 sê, verbly julle in die hoop, staan vas in die verdrukking en volhard in die gebed. Want die Heilige Gees gee vir ons ook daai hoop. Galasiërs 5:5 sê hy, wat ons betref, deur die werking van die Gees is dit ons hoop en ons verwagting dat ons deur te glo vrygespreek sal word. Ons verwag dit. Ons verwag die koms van die Here. Ons weet hy gaan kom, ons weet net nie wanneer nie, maar ons het daai hoop in ons harte, daai verwagting dat hy gaan kom en dat ons vir ewig en vir ewig saam met hom gaan wees. Want die Heilige Gees skep hoop in ons harte en gee ons die versekering dat dit waarop ons hoop beslis sal gebeur, dit sal plaasvind. Jy verwag dit en jy hoop dat dit enige oomblik sal gebeur. En as gevolg van hierdie volhardende geloof en hoop in Christus Jesus, is dit 'n verkondigende hoop, 'n getuigende hoop, 'n hoop met 'n boodskap van die evangelie, die goeie nuus. So ons moet, omdat ons hoopvolle mense is, moet ons hoop bring aan 'n verlore gaande wêreld. Ons moet hoop bring aan hulle wat daar buite is, wat die Here Jesus nie ken nie. Maar hoe kan jy hoop bring as jy self nie hoop in jou hart het nie, as jy self hopeloos voel? Nou wil ek vanmôre vra, het u vanmôre hoop? Het u nog 'n verwagting? Weet julle, ons hoop is dat ons toegang tot God se genade verkry het. Hierdie hoop is sy genade fundament, is onwrikbaar en is standvastig. Ons hoop in Christus is die vrug van 'n langdurige en 'n geestelike proses. Hoop rus op en in die liefde van God. Wanneer jy so lewe, dan lewe jy in 'n verwagting. En my gebed is vanmôre met hierdie kort gedagte, dat jy vanmôre hier in jou binneste weer
opnuut hoop sal kry. Dat jy vanmôre sal sê, Here, gee my weer daai verwagting. Here, gee my weer daai opgewondenheid vanmôre, dat U in staat is om groot dinge vir my te doen. Here, en dat U in staat is om ons land Suid-Afrika, Here, weer te verander soos wat net U dit kan doen. Here, gee vir ons weer daai opgewondenheid, Here, dat U ons probleme kan oplos, dat U die antwoord is op elke probleem van ons. Here, dankie dat ek vanmôre, Here, wat miskien hier sit en moedeloos is, wat vanmôre miskien hier sit en voel, daar is nie meer hoop nie. Here, dankie dat ek vanmôre weet, U is die antwoord, U is ons hoop, en ek vertrou dat die Here vir jou vanmôre daardie nuwe hoop sal gee, daardie gevoel in jou hart, daardie opgewondenheid, om te sê, kom kyk, is hy nie dalk die een wat sou kom nie, is hy nie dalk Christus nie, vir mense daardie liefde te gee, sodat hulle Jesus kan ervaar, dat hy weer sy liefde in ons harte sal uitstort, vir 'n verlore gaande wêreld, sodat mense as hulle in jou teenwoordigheid kom, vir jou sal sê, maar ek wil hê wat jy het. Help my om ook daardie liefde, daardie opgewondenheid te hê, want dit is net hy wat dit vir ons kan doen. Mag die Here U seën. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. En ek wil tog vanmôre vra, as iemand vanmôre is wat sê, Here, ek het vanmôre net soos aanraking van U nodig. Here, want ek het so bietjie, Here, my verwagting verloor. Here, ek het so bietjie moedeloos geword. Here, ek voel so hopeloos. Here, dit voel of my situasie hopeloos is. Here, dit voel of my werksomstandighede nooit gaan verander nie. Here, my huwelik is in 'n gemors. Here, my kind is in die wêreld. Here, ek het U vanmôre nodig. En ek wil vanmôre sê, Here, gee vir my weer daai verwagting. Here, want U is ons hoop, U is ons verwagting. En my gebed is vanmôre, Here, ek gaan niemand uitroep vanmôre nie, maar ek dit bid vanmôre, dat U daar waar elkeen in hierdie banke sit, U net deur 'n sagte briesie van die Gees oor elkeen sal kom waai vanmôre, en dat U net vanmôre vir elke vrou, wat vanmôre miskien hier sit, met hartseer, Here, met ongelukkigheid, wat miskien voel, sy is nie meer goed genoeg nie, sy word nie raak gesien nie. Elke man, Here, wat voel, ag, ek probeer alles, maar Here, niks wat ek doen is goed nie. Elke jong mens wat sê, Here, ek weet nie waarheen ek met my lewe gaan nie. Here, wil ons vanmôre net vra, dat U daar by daai persone sal stil staan vanmôre. Dat U deur U Gees, Here, nou, daardie bang hart sal vasvat. Dat U, Here, in die Gees net by daai sitplek sal stil staan. Daardie vrou, daardie man, wat U vanmôre nodig het, Here, dat U net deur U Gees self sal intree. Dat U sal ingryp in daai lewe, Here, en dat U sal verander. Want Here, ons staan op die belofte van U woord wat sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Sal julle dit nie sien nie, dit sal uitspruit. Here, soos 'n fontein van water, soos daai fontein, Here, waar daai vrou by gesit het, daai put, Here, waar U gesê het, ek gee vir jou lewende water, wat in jou sal word soos 'n fontein. Here, ek bid vanmôre dat die hoop, Here, weer soos 'n fontein uit elke hart sal vloei. Here, dat ons die hoop sal wees vir Suid-Afrika, dat ons, Here, in ons massa sal uitgaan en sal gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel die storie van sy koms en glorie. Gaan vertel dat Jesus red. Here, daar is hoop in U. Ons besef dit, Here. Help ons om skynende ligte te wees in 'n wêreld waar mense geen hoop meer het nie. Gebruik ons, Here, en gee vir ons eerstens daai hoop, Here, sodat ons dit vir ander kan gee, want ons weet, Here, sonder U kan ons dit nie doen nie, en sonder U wil ons niks nie 'n enkele tree nie. Seën elkeen vandag, Here. Here, waar almal oor Suid-Afrika vandag Vrouedag vier. Here, is my gebed, dat dit nie 'n viering sal wees vir die vrou as sulks nie, maar Here, dat ons as vroue, en ons as land, as mans, almal weer sal opstaan vir Jesus,
opgewonder sal raak vir u en sal gaan vertel dat u red, dat u genees, dat u hulle liefhet, dat u omgee vir hulle, Here. Want daar's so baie mense wat voel, Here, daar's niemand wat omgee nie. En ek dank u daarvoor, Here, wees u self die naprediker, deel u self deur die Heilige Gees met ons, Here, en ons eer u vir die wonderlike voorreg om u kinders te wees, en ons dank en ons eer u daarvoor, in Jesus naam, amen. Baie dankie, ons julle kan gerus maar so